Goeiemôre, dit is Woensdagoggend, die 18de Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En vanoggend weet ek nie eintlik waaroor om te gesels nie, want die nuus is asof dit stil staan in die buitewêreld, oral is dit chaos. Dreigende oorlog tussen Iran en Amerika. Die back and closure sage hier in Suid-Afrika, die sauna toespraak van Ramaphosa, die aanwysing van nuwe komitees. En dan het ek ergens gelees van die militêre dag by Thohoyandou, waarvoor daar baie voertuie en toerusting opgestuur is om vir die mense te gaan wys hoe slaggereed Suid-Afrika is. En ek kyk gister na 'n paar foto's op Facebook wat opkom. Foto's uit die verlede uit. Soos hierdie ene. Hier in Oudtshoorn geneem, infanterieskool. En 'n mens kyk daarna en jy ervaar 'n gevoel van trots en 'n gevoel van dankbaarheid dat jy deur hierdie masjien kon gaan. En dan kyk ons na hoe Suid-Afrika gelyk het daardie tyd en hoe lyk hy vandag? Hoe lyk ons militêr vandag? Ek het 'n foto gesien van die rye Impalas by Langebaanweg vliegskool en met die groep vlieëniers wat gekwalifiseer het. En ons weet dat vandag het ons baie min vliegtuie wat vlieg. Daar is geen vernuwing plaasgevind in die weermag sedert 1994 nie, behalwe vir natuurlik die klomp Gripens en die Hawks wat aangekoop is, die PC-7's wat aangekoop is, waarvan die meeste tans ondiensbaar is. Ons weet van die fregatte en die duikbote wat aangekoop is, waarvan die meeste ook ondiensbaar is. En as ek verstaan is daar nou een van die fregatte wat tans ter see is. 30 jaar het verloop, meer as 30. En as ons terugkyk na toe en nou, dan kan ek nie anders as om die vraag te vra, wat het van ons geword nie? Wat het van daardie trotse Afrikaner boergroepering geword? Wat destyds in Angola teen van die sterkste magte in Afrika geveg het. Met sukses. En hoe die geskiedenis dit verdraai, en hoe die geskiedenis vandag vertel dat ons eintlik daardie oorlog verloor het. Maar dis nie die weermag wat die oorlog verloor het nie. Uiteindelik was dit die politici wat oorgegee het, wat geswig het onder die dwang van geld, die smagting na mammon en uiteindelik gelei het tot die val van 'n volk. 'n trotse volk. 'n volk wat tans alle trots verloor het. En ek kry 'n beklemming om my hart as ek dink aan die uitstaande en uitmuntende weermag, mense, kwaliteit mense wat ons gehad het, wat deur daardie weermag gegaan het, en almal is nou aan die ouerige kant. En ons sien die oorlogswolke pak saam in Suid-Afrika.
deur die stelselmatige verwoesting van infrastruktuur, inkomste, die plasing van meer druk op juis die groep mense wat hierdie land gebou het en die misleidende geskiedenis wat aan die kinders op skole oorgedra word ten opsigte van die ou weermag en wat werklik in Suid-Afrika gebeur het. En dit laat my onwillekeurig die vraag vra, waar staan ons nou? Ons het 'n verdeelde volk geraak. Verdeel deur politieke sieninge, deur wokeness, deur die soeke na die woorde vrede, vrede, vrede. En tog weet ons dat vrede slegs uit 'n sterk mans posisie kom. En die vraag is, gaan ons dit weer kan doen? Gaan ons jong mense besef dat hulle mislei was in hulle opvoeding in die skole? Die ANC meerderheid het nie in Suid-Afrika, ANC meerderheid in 94, het nie in Suid-Afrika in die bewind gekom omdat hulle enigsins 'n oorwinning behaal het oor Suid-Afrika nie. Nee, dis vrywillig weggegee deur 'n een man een stem toe te laat in die land. 'n Georkestreerde poging om die mag uit ons hande uit te neem. En as jy eers die power of the sword verloor het, sal jy magteloos toekyk hoe jy stelselmatig verdruk en vervolg word. En ongeag wat jy beoog vorentoe, sonder die mag van die swaard, is jy niks. Het jy geen sê nie, het jy geen stem nie. Ons mense het geraak soos leë simbale, wat teen mekaar geslaan word, wat geluide maak, maar wat geen impak maak op die ANC geleide koalisie van regering van nasionale eenheid nie. Ons sien hoe amper bose, sataniese wetgewings op ons toegepas word. En ons aanvaar dit, want ons het nie 'n keuse nie, want ons het nie die mag van die swaard nie. En terwyl ons onder mekaar beklei oor wie's wie en wat is die regte oplossings vir dit wat voor lê, wat is die antwoorde vir dit wat voor lê, is daar uiteindelik net een ding. En dit is dat jy sal moet bereid wees uit jou gemaksone uit te kom om weer die mag van 'n swaard in jou hand te hê. En net daardeur, en slegs daardeur, sal ons strewe na vryheid, onafhanklikheid, 'n selfregerende gebied 'n waarheid word. Sonder dit, petisies, gesprekvoerings, kommissies, reise na die buiteland, gaan ons niks help nie. Baie mense trek te veel hoop uit wat gepraat word en wat oorgepraat word, en te min mense besef dat daar net een manier is om weer ons volkstrots terug te kry. En daarom is dit so belangrik, daarom sit ek elke dag en ek probeer mense inlig
ten opsigte van wat in die wêreld aangaan en hoe dit Suid-Afrika affekteer. In die breër sin wat in Suid-Afrika gebeur en hoe dit ons op die grond gaan affekteer en wat die uiteindelike resultaat gaan wees van die verval in Suid-Afrika, groeiende armoede, werkloosheid, intimidasie van minderhede. En ek doen dit met 'n doel. En daai doel is omdat ons reeds besef dat daar niks is wat ons kan doen wat die situasie in Suid-Afrika gaan laat herstel. Anders as om ons saam te groepeer, uit een mond uit te praat, 'n eendrag mag situasie by onsself kweek en besef dat mag lê in getalle, nie in iets anders nie. Mag lê in getalle en by die mag van die swaard. Daarom is dit belangrik dat jou beplanning gedoen word. In die eerste plek om mense meer veilig te kry. In die tweede plek om eendrag mag te herskep, die mense bymekaar te kry en hulle te organiseer en dan 'n gekoördineerde poging aanwend om 'n lewe vir onsself en ons nageslag uit te kerf in 'n situasie waar daar totale anargie en chaos in Suid-Afrika heers. Wat veroorsaak kan word van dit wat in die wêreld aan die gebeur is, die oorloë, 'n Midde-Oosterse oorlog wat uitkring na 'n wêreldoorlog, gaan 'n vernietigende effek op Suid-Afrika hê wat in elk geval al klaar vernietig is. En dan die groot vraag, waar staan jy dan? Hoe reg en gereed is jy dan? En wat gaan jy bydra tot die herlewing van jou volk? As jy na jou eie besittings, aardse besittings wil kyk, dit wil oppas, is jy selfsugtig. Want dan doen jy ook niks vir jou volk nie. Niks vir jou mense nie. As ons as 'n groepering wil oorleef, moet ons uit dieselfde mond uitpraat. En dan, en slegs dan, sal ons suksesvol wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dink oor wat ek gesê het vanoggend en besef net, ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Mooi dag.